jou anker hou in die lewensstorm. As die wolke toon daar's gevaar aanvorm, as die winde ruk en die kabels blik, sal jou anker skuif of sal hy vaster dryf. Ja, ons het 'n anker wat ons vashou, ook die storm oor die see aanvou. Vaster aan die rots gelou dit altyd meer, dieper in die liefde van ons Heer. Dit is veilig vas teen die storm bestaan, want die Heiland self hou dit in sy kabels ruk ons om te bid. Kan jou anker skuif of sal hy vaster dryf? Ja, ons het 'n anker wat ons vashou, ook die storm oor die see aanvou. Vaster aan die rots gelou dit altyd meer, dieper in die liefde van ons Heer. Dit is veilig hou as daar vrees ontstaan, dat die branders ons teen die rots sal slaan. Die storm ook gewoed, hoe die wind ook bloei, nie die golf sal ons van die skip oorvloei. Ja, ons het 'n anker wat ons vashou, ook die storm oor die see aanvou. Vaster aan die rots hou dit altyd meer, dieper in die liefde van ons Heer. Ja, ons het 'n anker wat ons vashou, ook die storm oor die see aanvou. Vaster aan die rots gelou dit altyd meer, dieper in die liefde van ons Heer. Ja, ons het 'n anker wat ons vashou, ook die storm oor ontvou. Vaster aan die rots gelou dit altyd meer, dieper in die liefde van ons Heer. Ja, ons het 'n anker wat ons vashou, ook die storm oor die see aanvou. Vaster aan die rots gelou dit altyd meer, dieper in die liefde van ons Heer. Ja, ons het 'n anker wat ons vashou, ook die storm oor die see aanvou. Vaster aan die rots gelou dit altyd meer, dieper in die liefde van ons Heer. Yes, hallelujah, how great is our God. How great is His name. He's the only one who's ever the same. He rolled back the waters of the mighty Red Sea and said, I lead you if you trust in me. How great is our God, how great is His name. He's the only one, He's the only one who's ever the same, who's
great sea and say, I need you. Put your trust in me. How great is our God. How great is His name. He's the only one, oh yes, who's able to save. He rolled back the waters of the mighty Red Sea and said, I need you if you trust in me. Halleluja, prys die Here. Baie, baie dankie, Here Jesus. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, dat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op hierdie aarde. Baie dankie Vader, dat ons deur U seun tot U kan nader. Dankie Here Jesus, dat U die middelaar, ja, die een is wat vir ons intree en wat versoening doen vir ons. Baie, baie dankie, dat alles is deurdronge met die Heilige Gees, wat U ook aan ons gegee het. So wonderlik om in hierdie dag te weet, soos ons gesing het, ons het 'n anker wat ons vashou. Dankie Here dat U praat in die woord van die anker van ons siele. Twee dinge waarin dit onmoontlik is dat God kan lieg. En ons dankie dat U dit vir ons beloof het, dat U dit gegee het en dat U U lewe afgelê het, sodat ons hierdie anker in ons siele kan hê. Ons eer U in hierdie dag, dat ons weet, dat maak nie saak wat die storms van die lewe inhou nie. U is die een wat ons anker is, en U sal ons gedurig deurdra. Baie, baie dankie sê, Here, ons sing, He's the God of the mountains, still God in the valley. Dankie, Here, dit maak nie saak waar ons is nie, in die laagte of op die hoogtes nie. U is daar, halleluja. Deur die water gaan, U is daar. Deur die vuur gaan, U is daar. Oralste, Here, waardeur ons as kinders van God gaan, U is daar. Here, want U die pad eerste geloop, en ons eer U daarvoor. Baie, baie dankie, dat ons dan in hierdie dag ook so saam kan wees, en dat ons in hierdie oomblik ook weer kan saam bid vir almal wat siek is. Ons wil U loof en eer, omdat ons in hierdie dag weet, Here, dat U is nie net 'n anker vir ons siele nie, maar U is ook 'n anker vir ons liggame, wanneer ons siek is. Ja, wanneer dinge in ons liggame gebeur, dan is U daar om ons te genees en vry te maak, sodat ons tot lof en eer van U naam kan lewe. Daarom eer ons U dat ons kan saam bid vir almal wat siek is in hierdie oomblikke. Met hierdie wete dat deur U wonde is daar genesing vir elke ene. Baie dankie, want U woord het gesê, dit wat ons in U naam vra, dit sal U vir ons doen. En daarom wil ons elke werk van krankheid bestraf, en ons wil dit doen in die mooi naam van ons Here Jesus Christus, en ons vra dit in Jesus se naam, genesing vir elkeen, en ons prys U daarvoor. So wil ons saam bid, Here, vir elke gebedsversoek. U ken dit, en U weet wat elkeen se versoek is. O Here, ons so dankbaar dat U gesê het, roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal U uithelp en Jy moet my eer. En dis wat ons doen in hierdie dag, Here. Want ons weet gebedsversoeke, baie kere benoudheid in die siel, maar U is die een wat daaruit red en vry maak. En daarom dank ons U, dat U die hoorder en antwoorder van gebed is, en dat U elkeen sal seën en 'n wonder sal laat gebeur, en ons prys U vir elke antwoord, in Jesus se naam. Baie, baie dankie dat ons weer eens kan saam bid, en eers dankie sê
Here, vir al die reën wat ons alreeds ontvang het, dankie vir die reën wat val op verskeie plekke, maar Here, ons wil weer saam bid. Al die plekke wat reën nodig het, mense wat nog nie reën gehad het nie, opvolgreën waar dit nodig is, ons eer U dat ons daarvoor kan bid. Here, want dit is alles belangrik vir die mens wat op aarde is, dat daar ook reën sal wees. Ons eer U dat U dit vir ons doen. Baie dankie dat ons ook rondom die woord van die Here kan vergader in hierdie môre, en ons dankie ook vir die Heilige Gees, wat ons leer en lei in die hele waarheid. Here, sodat wanneer ons spreek, die woorde wat uitkom, eintlik U woorde sal wees, wat die Heilige Gees deur ons spreek. Baie dankie, Here, want die Heilige Gees spreek nie uit homself nie. Dit wat hy gehoor het van U en van die Vader, dit alleen spreek hy. En ons eer U, dat ons weet dat die Heilige Gees net die woorde van die Vader en die Seun in ons mond sal lê, wanneer ons hom toelaat, dat hy ons leer en lei in die hele waarheid. Dankie, Here, dat vir elkeen wat 'n oor het, dat hulle sal hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Ek stryk elke oor met die kosbare bloed, Here, sodat die waarheid van die woord alleen kan ingaan. En ons wil U in hierdie oomblikke loof en prys en dankie sê, Here, vir die onfeilbare bloed. Dat het nog nooit gefail nie. Wanneer iemand in opregtheid kom, sonde bely en U aanneem, en hy word gered, dan weet ons, dis net die bloed van Jesus wat dit kan doen. Baie dankie daarvoor, en seën ons dan ook so saam rondom die woord, en seën die woord, die Here, dat dit in elke oor sal ingaan, die waarheid, sodat hulle die waarheid met blydskap kan ontvang, en dat hulle dit met sagmoedigheid, die ingeplante woord sal ontvang, wat hulle siele kan red. Prys U daarvoor in Jesus se mooi naam. Amen en amen. Prys die Here, en ons is dankbaar om hierdie dag so saam te wees. Groet jy almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Ek is pastoor Flippie Gerber. My telefoonnommer is 082-874-1705. Prys die Here. Wil die Here baie dankie sê dat ons hierdie mooi evangelielied het wat sê ons het 'n anker wat ons vashou. En ek glo daar is baie ons sing, ons het die anker wat ons vashou. En ek het baie in my lewe gewonder, wat is die anker? Ek weet is die Here Jesus, maar wat kan die anker genoem word? Dit wat die Here vir ons gedoen het, daar is twee dinge wat die Here vir ons gedoen het, wat absoluut die anker van ons siele is. En ek wil nou vanmôre daaroor praat. En een van die belangrike dinge is die reg van die wet. Nou die reg van die wet gaan deur vandat die wet ingekom het, die Moses die wet gekry het, gaan dit reg deur tot en met die wit troon oordeel, waar die bokke en die skape van mekaar geskei sal word. Die reg van die wet. En ek glo dat u sal verstaan wat dit werklik vir jou siel beteken. Ek wil saam lees uit die woord van die Here, en dit is wat hy in Matteus 12 vers 18 sê, kyk, my knegt wat ek uitverkies het, my geliefde en wie my siele welbehaag, ek sal my gees op hom lê, en hy sal aan die nasies die reg aankondig. Dis twee dinge wat baie belangrik is hierso. Die Vader praat en hy sê, my knegt wat ek uitverkies het, dit meen my seun. My geliefde, Christus is die geliefde van die Vader, want hy sê, dis my geliefde seun in die woord, en wie ek welbehaag.
Hy sê, in wie my siel 'n welbehae. Hierdie ding is vir my so wonderlik. En dit is dat die Vader sê, in wie my siel 'n welbehae. En ons weet, wanneer ons gaan kyk na die Here Jesus, hy praat ook van sy siel. En die woord praat van die mense siel. So, eintlik alles wat ons is, gees, siel, liggaam, met alles, is waarlik dat ons gemaak is na die beeld van God en na sy gelykenis. Hy sê, en hy sal aan die nasies reg aankondig. Nou wat is die reg wat die Here Jesus aan al die nasies van die aarde aangekondig het? Die reg is, elke mens het reg tot die bloed van Jesus, tot redding, verlossing, vrymaking, om weergebore te word, tot kind van God. Elke mens het daardie reg. En waar daar nie godsdienstvryheid in 'n land is nie, ontneem die regering eintlik daai nasie van die reg om gered te word deur die bloed van die lam. Dis waarom die aanslag teen die bloed van Christus so geweldig is. En die dood van die kruis en die bloed van die kruis. Want dis elke mens se reg om gered te word deur die bloed. Dit het die Here Jesus aangekondig. En dit het God die Vader aangekondig. Dit het die engel vir Josef gesê. En jy moet hom Jesus noem, want dis hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Waardeur? Deur die bloed van die kruis. Dis ons verlossing, dis ons versoening, dis ons redding, alles. Dis die reg aan almal. Halleluja. Nou kan mense sê, ja, maar daar is mense wat nie gered kan word nie. Kom maar sê ek nou vir jou, as daar mense is wat nie gered kan word nie, dan is hierdie reg van Christus kragteloos. Die reg dat elkeen gered moet word, want dit is die wil van die Vader, dat nie een verlore moet gaan nie. So, elke mens op hierdie aarde het reg tot die redding deur die bloed. En dit is waar die kinders van die Here baie keer 'n probleem het. Hulle wil reg gee aan sekere mense dat hulle gered kan word en ander kan nie gered word nie. Ek wil net vra, is jy die regter bo God? Om reg te gee aan sekere mense om gered te word en ander nie. Is jy 'n regter bo God? Daar is geen siel op hierdie aarde wat nie reg het om gered te word nie. Daar is geen een nie. Want hy sê, so lief het God die wêreld gehad. Maar hierdie reg wat die Here gegee het, is opgesluit in die wet. En ek gaan nou daarby kom. Hy sê hierdie mooi woorde in Matteus 12 vers 20. Hy sê, 'n geknakte riet sal hy nie verbreek nie, en 'n lampet wat rook sal hy nie uitblus nie, totdat hy die reg tot oorwinning uitgebring het. Wanneer het die reg tot oorwinning uitgebring? Hierdie reg aan al die nasies. Wanneer het hy die reg tot oorwinning uitgebring? Die dag toe hy sterf aan die kruis en sy bloed vloei. Die bloed van die kruis. Deur die bloed van die kruis het jy reg tot oorwinning. Oor wat? Oor die sonde en die werke van die vyand. Nou sê die Here Jesus in Matteus 23 vers 23, wie julle skrifgeleerdes en fariseërs, geveinstes, want julle gee tiendes en kruisement en anys en koriander. Hy sê, maar die swaarste van die wet laat julle na. Die reg en die barmhartigheid en die trou. Dit meen, die swaarste van die wet. Die tiendes gee en al die dinge en die first fruit en wat alles reg. Maar julle laat die belangrike na. Nou,
En wanneer ons met Lukas gaan lees, sê die Here Jesus. Hy sê, maar wie julle fariseërs, want julle gee tiendes en kruisement en wynryk en elke groentesoort. Nou, wat hier gebeur, die Here in die eerste Matteus gesê van tiendes, kruisement, anys, koriander, die kom hy en die Here praat van wynery en groentesoorte en al hierdie dinge. Hy sê, en julle verwaarloos die reg en die liefde tot God. Wat se reg tot God? God het 'n reg. En hierdie reg het begin in die tuin. Toe die Here gesê, as julle eet van die boom, sal julle, die dag as julle eet, sal julle sterwe. So, die Here sê, julle mag nie eet van hierdie boom nie. Want as julle eet, sal julle sterwe. So die reg van God is dit, as julle eet, gaan julle sterwe. Dit is regverdig en dit is goed. Dit meen God het reg. Hy bring die reg van die nasies uit, maar hy het 'n reg. Omdat die mens ongehoorsaam word, het God reg daarop, dat ek gaan dit nou so noem, dat die siel wat sondig moet sterf. Dis die reg van God. En dis opgeskryf in die wet. Dit meen die reg van die wet is, die siel wat sondig moet sterwe. Maar ek gaan nou daarby kom. Hy sê, en hierdie dinge behoort jy te doen sonder om die ander na te laat. Dit meen die Here sê die reg en die liefde tot God. Hierdie dinge moet julle doen. Maar julle moet nie die tiendes en dit wat julle gee nalat nie. Dit moet julle ook doen. Maar nou gaan hy verder. Die Here Jesus sê hierdie mooi woorde. Lukas 18 vers 7. Sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes, wat dag na dag tot hom roep nie, al is hy ook lankmoedig in hulle geval. En hier is 'n interessante ding. Die lankmoedigheid van God talm by die uitverkorenes, nie by die wêreld nie, by die uitverkorenes. Want wanneer en lankmoedigheid verkry jy net deur verdrukking. Dit sê die woord baie duidelik in die Nuwe Testament. Verdrukking bewerk vir ons die lankmoedigheid. En nou hierdie lankmoedigheid, God is lankmoedig oor ons. Wanneer daar verdrukking kom, dan loop hierdie verdrukking, dit kan 'n paar jaar loop. Waarom? Want God is lankmoedig oor ons. En nou word uit die verdrukking, dan kry ons lydsaamheid en lankmoedigheid. En baie keer bid ons vas en ons bid, en dan kom daar nie 'n antwoord nie, waarom? Want God is lankmoedig in ons geval. En dit is baie belangrik om te onthou. En dan gaan hy verder, en hy sê in Lukas 18 vers 8, ek sê vir julle, dat hy gou aan hulle reg sal doen. Maar as die Seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op aarde vind. Waar die geloof? Die reg van God, die reg van die wet, dat God is lankmoedig oor ons. Halleluja. Sal hy dit op hierdie aarde vind die dag as hy kom? Die mense het nie meer lankmoedigheid nie. Want almal wil net weggeneem word. Hulle sien die kans om in 'n verdrukking te gaan, sodat hulle lydsaamheid en lankmoedigheid kan bekom nie. Nee. En ek wil eintlik sê, Suid-Afrika, maak julle self gereed. Julle gaan voel wat verdrukking is. Al julle kindertjies van die Jesus, julle gaan almal voel wat verdrukking is. Want die Here gaan nie toelaat dat julle net alles wil ontvlug nie. Dit gaan nie gebeur nie. En ons staan op die punt daar dat dit sal gebeur. Want hierdie Suid-Afrikaners dink hulle gaan alles vryspring. Julle gaan niks vryspring nie. Dis die reg van God om sy kinders
in verdrukking te sit. Dis sy reg. As jy reg het tot redding, dan is dit God se reg dat jy in verdrukking moet gaan. Want dit sê die woord van die Here self. En die Here Jesus sê dit ook self. Halleluja. Hy sê, en hulle sal julle aan verdrukking oorgee. Dis die reg van God, dat ek en jy aan verdrukking oorgegee word. Om wat te doen? Om jou lydsaamheid te gee. Om jou langmoedigheid te gee. En of jy in hierdie geloof, die woord van die lydsaamheid, of jy dit sal behou. Halleluja. En ek wil vir jy sê, as in Suid-Afrika net 'n verligting verdrukking kom, sal baie van hierdie sogenaamde heiliges, wat hulle sal niks oorkom nie, baie van hulle sal omdraai en die Here verlaat. In hierdie Suid-Afrika. En waarvanaf? Van die leiers van kerk af sal omdraai. Wat sê die woord verder? Dis vir my baie mooi. Jesus, die Here Jesus sê in Johannes 18 vers 23, Jesus antwoord hom, as ek verkeerd gespreek het, oortuig my van die verkeerdheid. Maar as ek reg gespreek het, waarom slaan jy my? Halleluja. Is dit nie wonderlik nie? As ek verkeerd gespreek het, oortuig my van die verkeerdheid. En as die woord wat jy hoor, wat uitgaan oor die waarheid, as ek verkeerd gespreek het, oortuig my van my verkeerdheid. Halleluja. Want ons moet die woord van die Here regsny, sê die woord van die Here. Ek wil nou verder gaan. Die belangrikste vers in die woord van die Here is dit. Die reg van die wet is in die Nuwe Testament opgeskryf. Die siel wat sondig moet sterwe. As ons net gaan kyk in Romeine 8 vers 4, sodat die reg van die wet vervul kan word in ons, wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. En hierdie is die interessante ding. Wanneer kan ek na die gees wandel? Of kom ons sê, wat stel my in staat om na die gees te wandel? Die Heilige Gees, ja, maar wat moet vooraf gebeur, sodat ek in die gees kan wandel? En dit is my wonderlik. Dis waarom hy in Romeine 8 vers 4 praat, maar wanneer ons teruggaan na Romeine 6 toe, praat hy oor dat ons moet saam met Christus gekruisig word, saam met hom sterwe, saam met hom begrawe, sodat ons gaan opstaan in 'n nuwe lewe. En dan eers kan jy in die gees begin wandel. Maar ek gaan nie nou daar baie oor praat nie. Hy sê hierdie woorde in Numeri 15 vers 27. En as 'n enkel siel in swakheid sondig, 'n enkele siel, dit meen nie klomp siele saam nie, enkele siel, een, jy, ek, nie my broer, nie my suster, nie die sondaar, jy het niks met die sondaar se sonde te doen nie. Jy het nodig om op die evangelie te preek en om te waarsku teen sy sonde. Dis jou werk. Ja. Maar sy sonde is sy sonde, jou sonde is jou sonde. En niemand anders kan vir jou intree nie. Daar's net een wat vir jou kan intree, en dis die Here Jesus. Enkele siel, swakke sonde, moet hy 'n jaar oud bokooi as 'n sondoffer bring. Dis baie interessant. Die siel wat sondig moet sterwe, maar wanneer hy die offer bring, kan hy lewe. En hy word vergewe. Nou sê in Esegiel 3 vers 21, maar as jy die regverdige waarsku, wie? Die regverdige. Hierdie is 'n baie interessante ding. Die kerk vandag, veral die Pinksterkerke, en selfs in die NG Kerke, dominees wat die waarheid van God se woord preek, wat sonde by die naam noem, word uitgeskuif. Hoekom? Want wie is jy om my te oordeel? Ek wil nou vandag vir jou sê,
Jy wat dink, wie is ek om jou te oordeel? Hoor wat sê die woord. Maar as jy die regverdige waarsku, wie is die regverdiges? Ons noem onsself heiliges, verlostes, bloedgewastes, ensovoorts, kinders van God. Wie moet gewaarsku word? Die sondaar of die regverdige? Die regverdige, daai een wat saam met jou in die bank sit, halleluja, wat gered is deur die bloed, wat gedoop is, wat gevul is met die Heilige Gees, totale praat en vuur en krag. Jy moet hom waarsku. Teen wat? Dat die regverdige nie moet sondig nie. En hy sondig nie, dan sal hy sekerlik lewe. Dit meen, as ek jou waarsku teen sonde, en jy verwerk dit, sal jy sterwe. Maar as ek jou waarsku teen sonde, en dit wat jy doen, en jy neem dit aan, sal jy lewe. So, hoor wat ek vandag sê. Jy kies die lewe of die dood in jouself, kind van God. Luister nou baie mooi. Jy kies die lewe en die dood uit jouself uit. As iemand na jou kom en hy waarsku jou teen jou onreg en jou skelmheid en jou agterbaksheid en jou self gekonsentreer en selfliefde en al daardie dinge wat die woord van die Here teen is. En jy kom in opstand en jy sê, wie is jy my te oordeel? Dan het jy die doodsvonnis oor jou self uitgespreek. Want as jy luister, sal jy lewe, maar as jy nie luister nie, sal jy sterwe. En dit is tyd dat hierdie Pinksterkerke reg oor die wêreld begin opstaan en aan die volk hulle sonde sal vertel. Waarom? Sodat hulle kan lewe. Sodat hulle kan lewe. As daar nie sonde gepreek word in die kerk nie, en sonde geopenbaar word in die gemeente nie, dan is hierdie gemeente besig om te sterwe. As hoor jy nou vir my sê, my glasie wyn en my sigaret en my dans en allerlei goed, ek sal sterwe as ek dit doen. Jy sal sekerlik sterf. Dis waarom die woord van die Here sê, julle die naam dat julle lewe, die gemeente, julle die naam dat julle lewe, maar julle is dood. Waarom? Omdat julle die waarskuwings van God, wat uit sy woord uit aan julle verkondig word, minag en as 'n oordeel beskou. Inteendeel moet julle dit beskou as 'n geleentheid om te gaan kniel en te roep, Here, was my rein in die bloed, sodat jy kan lewe. Jy moet nie dink omdat jy eenmaal gered is, jy is vir altyd gered nie. O nee, sonde sal jou uit die hemel uithou, want die Bybel sê, sonde sal nie in die hemel ingaan, in die koninkryk van die hemel nie. Maar wat het gebeur? Daar het 'n evangelie gekom, selfs in die Pinksterkerke, kom net soos jy is, en jy kan die Here dien net soos jy is. Nee, jy moet eerder dit doen wat jy voel om te doen, die koor gaan sing, man al dans jy en die rook en die vloek en wat alles, simplik, want dit wat jy vir die Here doen, maak sak. Ek wil vir jou sê, jy kan die wêreld omkeer vir die Here, maar as jy sonde doen, sal jy sterf. Wat sê die woord van die Here verder? Hy sê, omdat hy hom laat waarsku het, en jy het jou siel gered. As ek iemand nie waarsku teen sy sonde nie, dan laat ek my siel verloor gaan. Dis verskriklik die woord. Dit meen as 'n prediker mense nie waarsku teen die sonde nie, dan is hy besig om sy eie siel dood te maak.
Maar as jy hom waarsku, as jy die kinders van die Here wat moenie julle onderlinge byeenkomste nalat so sommer die gewoonte het nie. Maar die Paulus sê in dieselfde vers, hy sê en vergeet die vermaning nie wat die Here met ons spreek nie. Wat is die vermaning? Ons moet dag vir dag vermaan word, sodat daar nie miskien in een van ons 'n bose en 'n ongelowige hart sal wees nie. Wat 'n bose hart? Op te staan as jy vermaan word, om te sê, wie is jy om my te oordeel? Jy het 'n bose hart in jou binneste. Halleluja. En ek wil vir die prediker sê, moenie sonde preek nie, want jy is besig om jou eie siel dood te maak. Halleluja. Ek wil vir die predikers wat teen sonde staan, sonde preek, hou aan, want jy sal lewe en daardie siel waarmee jy besig is, sal ook lewe. Mense dink dat sonde is net niks nie. Nee, sonde, die reg van die wet is, wil dit weer sê, die reg van die wet is, die siel wat sondig, die moet sterwe. En dan sê in Jesegiel 18 vers 4, kyk, al die siele is myne, dit meen, al die siele, elke siel op hierdie aarde, die Here sê hulle is myne. Hy sê, so is die siel van die Vader, so is die siel van die Seun. Hulle is myne, die siel wat sondig, die moet sterwe. Is antwoord hulle, die siel wat sondig, nie die volk wat sondig nie, nie die gemeente wat sondig nie, nie die groep wat sondig nie. Dis soos bendes. Hulle kan 20, 100 in hierdie bende wees. Maar elkeen het 'n siel, en daardie siel wat sondig, hy sal sterwe. Dit meen, as hulle 100 is, en hulle almal sondig saam, dan sal elkeen se siel sterwe. Nie die groep nie, elkeen is, maar net die siel van elke ene wat sondig sal sterwe. Nou dink mense, as hulle saam groepeer, veral in die kerke, om predikers uit te hou wat teen sonde praat, daar vir hulle lewe gaan wees. Nee, julle as 'n groep, of die gemeente wat saam groepeer, om teen hierdie prediker op te staan, julle, elke een se siel sal sterwe. Ek gee nie om of daar 10.000 mense in daardie gehoor is nie. Die een wat saamstem om hierdie prediker wat hulle waarsku teen sonde uit die kerk uit te hou, 10.000 mense se siele sal sterwe. Halleluja. Dis waarom die woord sê, hy sê in Jesegiel 18 vers 20, hy sê die siel wat sondig, die moet sterwe. Die seun sal nie die ongeregtigheid van die vader help dra nie. En die vader sal die ongeregtigheid van die seun nie help dra nie. Die geregtigheid van die regverdige sal op homself wees, en die goddeloosheid van die goddelose sal op homself wees. Elkeen sal sy eie pak dra. Halleluja. Nou, hier kom die wonderlikheid van die saak. Die reg van die wet, die siel wat sondig moet sterwe. En hierdie is seker die wonderlikste iets wat die Here vir ons gegee het. En dit sê hy vir ons Romeine, vanaf vers 1, Romeine 6, vanaf vers 1. Hy sê hierdie woorde, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer word? Nee, stellig nie. Tweede vers. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Baie interessant, ek en jy wat die sonde afgesterf het, my siel, jou siel, volgende se siel. Hoe kan ons nog daarin lewe? So, wanneer ek die sonde afgesterf het, hoe kan ek nog daarin lewe, deur goedkeuring te gee aan sonde? Halleluja. Nou sê hy verder. Derde vers. Of weet julle nie dat
ons almal in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. In sy dood gedoop is nie. Nou sê hulle, hy wat glo en wat doop sal gered word. Dis nie die hele waarheid nie. Hy moet eers sterf voordat hy gedoop kan word. Jy kan nie 'n lewendige vleeslike mens begrawe nie. Hy moet eers sterwe. Dan word ons saam met Christus in sy doop, dit meen in sy dood gedoop word. Halleluja. En hier gaan hy verder en hy sê die 4de vers, ons het saam met hom begrawe deur die doop in die dood. Dit meen die doop is ek word saam met Christus begrawe in sy dood. Hy sê, hy gaan verder en sê, in sy dood gedoop is nie. Dis ware dood. Saam met Christus begrawe. Sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. So hoe gebeur dit? Jy moet sterf, jy moet begrawe word in die doop, in die dood van Christus. En as jy daar is, dan kan jy in Christus opstaan om in 'n nuwe lewe te wandel. Halleluja. En nou gaan hy verder. Hy sê, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Die 5de vers, want as ons met hom saam gegroei het, deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit ook wees deur die van sy opstanding. Dis vir my baie mooi. Ons moet gelykvormig word aan die dood van die Here Jesus. En hoe raak ons gelykvormig aan sy dood? Nommer 1. Ek word saam met Christus gekruisig. Dit meen gelykvormig. Ek sterwe saam met hom. Gelykvormig. Ek word saam met hom begrawe in die dood. Gelykvormig. Ek staan saam met hom op in 'n nuwe lewe. Om in 'n nuwe lewe te wandel. Gelykvormig. As ek nie gelykvormig word, en dis wat ek altyd gesê, as jy nie gekruisig word en sterf nie, as dit nie met jou gebeur nie, kan jy jou laat doop 1000 maal, dit sal niks help nie. Halleluja. Want as ek saam met hom gekruisig word en ek sterwe, dan word die bloed van die kruis vat my sodat ek die verlossing wat in Christus is, wat ek deur die bloed verkry, dat hierdie verlossing in Christus bring vir my die ewige God saligheid. Waar? In Christus. Dit meen die bloed plaas my in Christus. Die oomblik as ek sterf aan die kruis, kom die bloed van die kruis na vore en ek sterwe in Christus. Halleluja. En ek kry die verlossing deur die bloed in Christus en die godsaligheid. En nou word ek begrawe saam met Christus. Sodat ek saam met Christus kan opstaan in 'n nuwe lewe. Dan gaan hy verder en hy sê hierdie woorde, Romeine 6. Hy sê, aan sy dood, so sal dit tog ook wees deur die aan sy opstanding. Nou sê die 6de vers, aangesien ons dit weet, dat ons ouwe mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. Wat is die liggaam van die sonde? Paulus sê dit vir ons, dit is in Romeine 7, hy sê, want die sonde, die kwaad, woon in hierdie vlees. En daar is net een manier om hierdie sondige liggaam tot niet te maak, hy moet sterwe. Maar dit alles gebeur
voordat jy gedoop word. Hy moet sterwe. En hy moet die verlossing in Christus kry, deur die bloed, tot saligheid. En wanneer ek in Christus is, die verlossing gekry, dan alleen kan ek saam met Christus ook begrawe word. Nou sê hy verder, hy sê die 7de vers, want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. Halleluja. Nou, die reg van die wet is, ek gaan dit weer lees, en hy sê dit in Romeine 8 vers 4, sodat die reg van die wet vervul kan word, in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Wat is die reg van die wet wat in ons vervul word? Die oomblik, as ek saam met Christus gekruisig word en ek sterwe, word die reg van die wet in my vervul. Hoekom? Want die siel wat sondig moet sterwe, en hierdie is vir my seker die wonderlikste in die hele opstanding in 'n nuwe lewe. In plaas daarvan dat ek die ewige dood moet sterwe, kom die Here Jesus en hy bring die dood van die kruis waaraan ons gelykvormig geword. Nou, dit kom in, halleluja. En die reg van die wet word nou vervul. Wanneer? Die oomblik as ek saam met Christus gekruisig word, wanneer ek saam met Christus sterwe, dan sterwe die siel wat gesondig het. En nou dat hy gesterf het, en hy word deur die bloed in Christus die verlossing en die saligheid gekry, word hierdie siel nou, hierdie mens begrawe in die doopwater. En wat gebeur nou? Nou staan hy op in 'n nuwe lewe. Dit meen die dood wat ek sterwe, deur saam met Christus gekruisig te word en saam met hom te sterwe, daardie deel is die reg van die wet gewees. Ek moet sterwe, maar ek dank die Here dat nou sterf ek nie 'n dood nie, 'n vleeslike dood nie. Ek sterwe die dood van die siel wat gesondig het, waar saam met Christus. En nou kan ek 'n nuwe mens word, en nou kan ek na die gees wandel. Halleluja. Dit meen elke een van ons wat gekruisig is, saam met Christus, wat saam met Christus gesterf het, ons het die reg van die wet vervul. Waar? In ons. Dit meen die reg van die wet kan ons nie van die ewige lewe af weghou nie. Want ons het klaar gesterwe. Dit is vir my so wonderlik. Die siel wat sondig moet sterwe. En wanneer ek by Jesus uitkom en ek word saam met hom gekruisig en ek sterwe saam met hom, dan, nou sê die woord, al het een gesterwe, sal hy lewe. So wat gebeur? Ek sterwe saam, ek het die reg van die wet vervul, en ek het gesterwe saam met Christus. Halleluja. En nou, al het ek saam met Christus gesterwe, sal ek saam met Christus lewe. Halleluja. Dit meen die wet, die reg van die wet, kan my nou nie weghou van die lewe af nie, want ek het saam met Christus gesterwe. Dit meen, die siel wat sondig, soos hy sê, moet sterwe, en dis vervul in Christus aan die kruis. Ek het gesterf. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in en deur my. En nou gaan hy verder in die woord. Halleluja. Nou, so ek het gesterwe, nou is ek geregverdig van die sonde. En nou dat ek geregverdig is van die sonde, nou kan ek my eers laat doop. Jy moet dit asseblief onthou. Jy kan nie net sê, hy wat glo en hom laat doop sal gered word nie. Die Here het dit self gesê, maar die Here het gesê, hy wat glo, wat glo? Hy wat in my glo, soos die skrifte sê. En hier is wat die skrifte sê. Jy moet eers dit glo en dit doen.
om saam met Christus gekruisig te word, saam met hom te sterwe, sodat jy vry kan word van die reg van die wet. As jy so in Christus glo, en jy doen dit, om saam met hom gekruisig te word, saam met hom te sterwe, en deur die bloed geregverdig kan word van die sonde, dan alleen kan ek my laat doen. Dit is eers wat ek moet glo. En ek moet dit doen, ek moet sterwe. Want as ek nie sterwe saam met Christus nie, dan het die wet, die reg van die wet nog 'n hou vas op my. Dan gaan hy verder, en hy sê hierdie woorde. Omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Halleluja. Want al het hy gesterwe, hy sal lewe. Dit meen, as ek saam met Christus gekruisig is, saam met Christus gesterf het, saam deur die bloed gekom het, die bloed van die kruis, geregverdig van die sonde, nou word ek begrawe, en nou staan ek op in 'n nuwe lewe saam met Christus, so ek kan nie meer sterf nie. Ek praat van die siel, die liggaam sal nog sterf, maar die siel kan nie meer sterf nie, behalwe, soos Paulus sê, hy sê, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie, want ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Dit meen, ons kan nie meer in die sonde lewe, maar die oomblik as ek weer in die sonde begin lewe, dan het die wet weer 'n hou vas op my siel. Ek moet sterwe. Dit meen, dan is dit weer oop om deur die tweede dood te gaan. Wat is dit? Die ewige hel. Halleluja. Ek wil net vandag vir u sê, pastoor, jy en ek sal rekenskap gee van elke siel wat voor jou sit. As jy die waarheid van God se woord nie verkondig, en die mense waarsku teen sonde nie, daai mense wat voor jou sit, wat vir jou tiendes gee, want jy is te bang om sonde te preek, want jy weet, daar 'n ou ryk broer gaan uit die kerk uitloop, laat hy loop sodat jy kan lewe. En sodat die ander siele wat wil bly, wat die hoor wat hulle sondes is, en hulle bely dit, en hulle maak reg, sodat hulle kan bly lewe. So jy die keuse tussen geld en lewe. Wat sê die woord van die Here verder? Hy sê, omdat ons weet dat Christus nadat hy uit die dode opgewek nie meer sterwe nie, die dood heers oor hom nie meer nie. Alwaar die dood? Die dood waaruit die Vader hom geroep het, dit meer uit die ewige hel en die doderyk. Die Vader het hom geroep deur die bloed van die Nuwe Testament, uit die doderyk. En nou is ons in dieselfde proses. Ons sterwe saam met Christus, saam gekruisig, deur die bloed gekom, soos hy self ook, halleluja, tot verlossing en vrymaking van sonde, en nou gedoop, nuwe lewe, en nou kan ons nie meer sterf nie, behalwe as ek die keuse maak om weer die sonde te doen. Want die Bybel sê, geen sonde sal in die hemel ingaan nie. So al is jy hoe regverdig, sonde sal jou uit die hemel uithaal. Halleluja. Nou sê die woord van die Here verder, is baie mooi. As ons dan saam met Christus gesterf is, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie, maar hy sê verder. Hy sê, want die dood wat hy gesterf het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe. Maar die lewe wat hy lewe, leef hy vir God. En dit is presies wat ons moet doen. So moet julle dan reken, dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus ons Here. 2 Timoteus 2 vers 15. Lê jou daarop toe,
om jou beproef voor God te stel, as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny. Petrus, hierdie woorde sê in Openbaring 22 vers 14. Hy sê, salig is die wat my gebooie doen. Nou hier is die interessantheid. Wat is die gebooie van God in die Nuwe Testament? Dit is die gebooie van die liefde. Die wet van die Gees, nommer 1. Die wet van die Gees en die gebooie van die liefde. Soos in die Ou Testament was dit die wet van die vlees en die gebooie van die dood. Nuwe Testament, die wet van die Gees en die gebooie van die lewe. Wat is dit? Die liefde. Halleluja. En dit gaan alles gepaard met die bloed en die kruis ensovoorts. Sodat hulle reg kan hê op die boom van lewe en ingaan deur die poorte van die stad. Kom maar sê ek nou vandag vir jou. Nie een wet en nie een gebod sal jou reg kan gee om in die stad in te gaan. Jy kan die Sabbat onderhou, man, 100 keer, ek wil sê, week vir week, dag vir dag, nou, omdat dit die Sabbat is, en dis wat jy verkondig op, jy sal sterf, want omdat jy daardie wet onderhou, het die wet reg op jou siel. Dit meen, as jy in een opsig sondig, sover die Sabbat aangaan, dan is jy onder die dood, die reg van die wet. Halleluja. Maar nie dink omdat jy die Sabbat onderhou op 'n Saterdag, dat jy het nou reg om in die poort in te gaan nie. Jy het geen reg, want jy is onderwerp aan die dood. Want die wet met sy gebooie bring die dood na vore. Gooi die naam Sabbat weg, of nee, kom ons sê, kom ons sê, Sabbat aanbidders, die 7de dag, gooi dit weg, en begin Christus alleen verkondig. Nou sê die woord, hierdie is vir my baie mooi, halleluja. Hy sê Matteus 10 vers 28, hy sê, moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak nie, maar die siel nie kan doodmaak nie. Maar vrees hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan bederwe in die hel. Ek wil nou vandag vir jou sê, dis nie net jou siel wat hel toe gaan nie. Jou liggaam sal opgewek word. Wanneer? In die tweede opstanding, om voor die wit troon oordeel te gaan staan, sodat jou liggaam en jou siel in die hel gewerk kan word. En wat veroorsaak dit? Sonde. Ongehoorsaamheid, die vernaamste. Halleluja. Jy moet nie dink omdat jy kind van die Here is, nou gaan jy net vryspring nie. Daar's nie 'n manier nie. Nou gaan die woord van die Here verder. Hy sê, kyk my knegt, wat ek uitverkies het, my geliefde, en wie my siel behaai, kondig die reg aan. Waar die reg? Tot die ewige lewe. Maar die wet het 'n reg tot die ewige dood. Dit meen die siel wat sondig moet sterwe. Dit is interessant. Die reg wat Christus aankondig, is tot die ewige lewe. Die reg wat die wet aangekondig word, is die ewige dood. So, jy moet besluit waar jy wil wees. Onder Christus die genade, of onder die wet van die dood. Halleluja, want hy het reg daarop dat jy moet sterwe. Nou gaan hy verder en hy sê die woorde, Matteus 16 vers 26. Want wat baat dit die mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Pastoor, die Here Jesus het aan die losprys betaal. Ja, absoluut. En nou kom die Here terug na my toe. Ek wat nou lewend geword het, gesterwe het, saam met hom gekruisig ensovoorts. En deur die bloed het ek lewend geword. Halleluja. Sterwe, begrawe, opstaan in 'n nuwe lewe.
wat se losprys kan ek betaal vir my siel? En Here Jesus sê in Markus 8 vers 37, hy vra die vraag, of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? En Paulus antwoord dit. Nou baie mooi luister. Romeine 12 vers 1. Ek vermaan julle broeders, by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God 'n welgevalle offer. Dit is julle redelike godsdienst. So, wat sal ek as losprys gee vir my siel? Ek moet my liggaam stel as 'n lewende, heilige en aan God 'n welgevalle offer. Dit is julle redelike godsdienst. En nou wil ek vir u sê, die woord sê, die Here Jesus sê, as jy na die altaar gaan, en dit val jou by, jou broer het iets teen jou, wat moet jy doen? Jy moet die offer daar by die altaar los, en eers gaan versoen met jou broer, om te hoor wat het hy teen jou, en as hy iets teen jou het, en jy skuldig bely dit, maar, in die proses moet jy hom ook vergewe. En hier is 'n interessante ding. Wat is die offer wat jy by die altaar moet los? Jy kan dit nie offer voordat jy nie gaan regmaak nie. Wat is daai offer? Daardie offer by die altaar is, my liggaam moet 'n lewende, heilige en aan God 'n welgevalle offer wees. Dit meen ek was op pad om myself te offer. Wanneer? Eenmaal nee. Dag van dag. Ek wil myself vir elke oomblik moet. Ons het vroeër jaar aan Pinkster gesê, my aal is op die altaar en wagtend op die vuur. Wanneer moet jou liggaam op die altaar wees? Dag vir dag, want ek moet dag vir dag my kruis dra. Ek moet myself dag vir dag uit die kruisig. Ek moet dag vir dag sterwe. Dit sê Paulus in die woord. En hoe doen ek dit? Deur my liggaam te gee as 'n lewende, heilige en aan God 'n welgevalle offer, want dit is die losprys van my siel. Om my liggaam te offer, maak my siel los. Van wat? Van begeertes, van welluste, van sonde, ongeregtigheid, en vandag en natuurlik skelmgheid reg oor die kerkwêreld. Die grootste skelms is vandag in die kerk. En geldgierigheid. Dit heers in die kerk. Halleluja. Ek weet vandag is hulle iemand, jongman beroep, na gemeente toe, eintlik nooit 'n gemeente gehad het, net klaar gestudeer. Dan vra hy eers, wat is hulle inkomste? Hoeveel salaris gaan ek kry? Wat gaan maak hy daar? Wat gaan maak hy daar? Dis wat hy eers wil weet. Hoekom is dit nie in sy wese? Hy sê, Here, ek gee nie om wat die salaris is. As ek een siel kan kry, wat saam met die gekruisig kan word, saam met die sterwe, en kan opstaan en in die begrawe word, nuwe lewe. 'n siel kan kry, wat sy liggaam 'n heilige, lewende en aan God 'n welgevalle offer kan word, is althans dit meer werd as die skatte van hierdie aarde. Maar vandag soek die predikers, hulle doen aansoek, kry die beroep, hulle wil weet, is daar 'n huis, is daar geld, is daar dit, is daar dit, is daar dat. So jy wil net agteroor gaan sit in weelde, en dan wil jy Sondag opstaan, en dan wil jy so lekker soetsappige boodskapie bring, en prys die Here, ons het 'n geseënde diens gehad. Vandag gaan hulle nog verder sê, die Heilige Gees was teenwoordig. 'n broer, en die een siel is oortuig van sondige geregtigheid en oordeel. Dis waar die kerk is. In sy geheel, dit sluit die Pinksterkerk ook. Halleluja. Maar die predikers kan nie vandag sonder preek nie. Baie van hulle, weet jy waarom? Omdat hulle self skelm is. Omdat hulle self agterdogtig is. Omdat hulle self bedrog pleeg. Halleluja. Prys die Here. En hierdie ding is vir my wonderlik. Hy sê, die tweede vers,
nou net gelees, die liggaam se lewende heilige aan God in elk geval 'n offer. Dit is julle redelike godsdienst. Die tweede vers, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Ek wil nou vandag iets sê. Hulle sê die Here kyk nie na die uiterlike. Ek wil nou vandag vir iets sê. Ek onthou dit. Vroeger jare, toe daar winkels ontstaan, toe staan daar unisex. Want hulle het die vrou en die man se klere by mekaar gebring, sodat hulle dieselfde klere moet dra. En toe die modewêreld slaag daarin, toe verdwyn dit weer. En toe kom hulle ladies garments en dan gentlemen's garments. Toe verkoop hulle weer die twee apart, maar hulle het dit eers een gemaak. Ek wil vandag vir u sê, wêreldgelykvormigheid is nie net klere drag nie. Dis jou hele optrede. As ek gaan kyk vandag in die kerk, wat het gebeur? Hulle het die wêreld in die kerk ingebring, en daarom noem hulle baie kerke gemeenskapkerke. En natuurlik die nuwe ding van die Hebreëre kerkwêreld. Kom ons sê ek nou vandag vir u. As 'n president van 'n kerk kan sê, daar is die smalweg en die breë weg. Maar alles wat 'n te is, dit neem, as jy hierdie smalweg te smal eintlik maak, en die breë weg te breed maak, die mense kan nie daar wandel nie. Toe sê hy sê die middeweg is die enigste weg waarop die kerk vandag kan wandel. Halleluja. Want wat hulle eintlik sê, jy kan nie te heilig wees nie. Jy kan nie te goddeloos wees nie. Daar moet 'n middeweg wees, sodat die heilige en die goddelose by mekaar kan uitkom. Dat die wêreld en die kerk by mekaar kan uitkom. En dit sal die groter, breë kerkwêreld, ek wil sê, na vore bring. Ek wil vandag vir u sê, ek stel nie in soveel belang om deel daarvan te wees. Want hierdie middeweg lyk vir die mens reg, sê die woord, maar dis die einde daarvan is die dood. En die Here sê dit in Jesaja, in die Segel sê die woord dit. Hy sê, en hulle het 'n deurpos langs myne gemaak, en dit lyk net soos myne. Dit meen, wie kan hierdie deurpos bou? Net die kerk. Dis die deur, die noupoort. Hier is die breë weg met sy breë poort, die poorte van die hel. Maar hulle het 'n weg gemaak langs myne, 'n deurpos, en hy lyk net soos myne. So wat sê die Here? Hier is die smal weg. Hier is 'n deur wat lyk net soos myne. En wie is die deur na die ewigheid? Wie is die deur tot die Vader? Die Here Jesus Christus. Dit meen dat hierdie mense wat hierdie deur bou, waar die middeweg, die middeweg, ek meen, dis die deur. Die deur, hulle verkondig ook Christus. Hulle verkondig ook die Heilige Gees. Hulle verkondig ook die dood. Hulle verkondig ook heiligmaking, maar heiligmaking is nie na die vlees nie, dat jy moet in jou gees heiligmaking hê. Die vlees, die Here kyk nie daarna nie. Hulle het presies dieselfde deur gebruik. Waar die deur? Jesus Christus, wat die deur is tot die Vader, tot ons ewige lewe. En die deur langs dat lyk net soos hy. En ek dink dat as ons op hierdie middeweg 'n naam kan skryf, kan ons skrywe Katholieke Kerk. Want Katholieke Kerk beteken die algemene Christelike kerk.
reg oor die wêreld. Dis die middeweg. En die Pinksterkerke het 'n neiging. Die Bybel sê, die dogters het dieselfde trekke as die moeder. Die moeder is die Romeinse moeder, hoe sê, the Mother Mary Church, wat ook al. Ja, maar dis die Katholieke kerk. Nou hierdie moeder, ja, die Pinksterkerk het self trekke van haar. En dis waarom hulle nou 'n breë algemene Christelike kerk na vore wil bring. Want dis die moeder wat hulle dit geleer het. Halleluja. En ek wil vandag vir u sê, die Bybel sê, daardie deur, as jy daardeur gaan, sal jy sterwe. Dis die weë van die dood. Maar op daai deur staan geskrywe ook, Jesus is die Here. Jesus is die verlosser. Jesus is alles. Maar daar is niks van die Here Jesus daar nie. Halleluja. Hierdie kant is die deur, Jesus Christus. Die smalweg met die noupoort, ook die Here Jesus Christus. Dis waarom hy gesê het, dit lyk net soos myne. En ek wil dit klaarmaak. Hoor wat sê die woord van die Here verder. Hy sê, die wêreld gelykvormig nie. Hy sê, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie, welgevalle en volmaakte wil van God is. Dis waarom die Here gesê het. Dis nie hulle wat sê, Here, wat sal gaan nie. Maar is hulle wat die wil van die Vader doen. En nou sê hy, jy gee julle liggaam as die losprys vir julle siele. Word nie gelykvormig aan die wêreld nie, word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef, dit weet ek en jy, elkeen van ons, moet kan beproef wat die goeie en welgevalle en volmaakte wil van God is. Wat is die volmaakte wil? Word saam met Christus gekruisig, sterwe saam met hom. Kom deur die bloed in Christus, waar jou verlossing is en saligheid en ensovoorts is. Alles deur die bloed. Laat jou vleeslike liggaam sterwe, laat hy begrawe word. Ek ben jou siel is ook daar, maar laat hy begrawe word, sodat hy tot niet is, en dan kan hy saam met Christus opstaan in die nuwe lewe. Halleluja. En wat hier interessant is, as die siel opstaan in 'n nuwe lewe, outomaties is die vlees ook deel daarvan. Halleluja. Want nou beheer eintlik die siel, beheer die liggaam. Want die siel wat sondig moet sterwe en jou siel moet gered word. En as jou siel gered word, werk dit uit op jou vleeslike liggaam ook. Halleluja. So jy kan nie net sê, dit is net die binnekant wat by die Here saak maak nie. Nee, as die binnekant verander, ek sê dit altyd vir mense, as jy 'n koppie wil was nadat jy tee gedrink het, wat doen jy? Tap jy net 'n bietjie water in die was hom nie binne met jou vinger en gooi jy die water uit en nou is hy skoon. Nee, hulle druk hom in die water. En dit is wat gebeur. Wanneer jou siel gereinig word en gered word deur die bloed, dan word jy in die water gedoop. Dit meen jou buite en jou binnekant word in die bloed. Dis waarom hy sê, hierdie beker is die bloed in die Nuwe Testament. En hierdie en die Nuwe Testament is in my bloed. So as jy wil gereinig word, dan broer, word jy in die bloed gesteek, binne en buite. Sodat jy absoluut skoon kan wees, en die liggaam ook. Hoor wat sê die woord van die Here verder? Hy sê Lukas 12 vers 20, maar God het aan hom gesê, jou dwaas, in hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis. En wat jy by mekaar gemaak het, wie sinne sal dit wees? En ek wil net vandag vir jou sê, elke mens se siel sal van hom afgeëis word die dag as hy sterwe. Of hy gered is of ongered is. Nee. As hy gered is, dan dood jy aan die Here, dan eis die Here jou siel. Maar as jy nie gered is nie, as jy nie ontslae is van die sonde en die ongeregtigheid nie, wie kom eis jou siel? Die dood. Want dit is sy siel, jy's dood. Jy moet nie dink jy gaan dit ontglip nie. Nou praat hulle van 5 minute na die dood. Nee, die oomblik as jy sterwe, dan gryp die dood jou siel en hy sleep hom af doodryk toe.
En by die groot wit troon oordeel, sal die doderyk al die siele gee, en hulle sal geoordeel word, en dan sal hulle in die hel gewerp word. Ek sê altyd, die doderyk is die voorportaal van die hel. As jy eers daar beland is, is seker, jy gaan hel toe. Halleluja. Maar die mens wil dit nie sien nie. Dis 'n paar sekondes, as jy sê, jou asem uitblaas, as jou siel daar, gryp hulle jou siel. Die dood met sy magte gryp jou siel en trek om die afdoodryk. Maar as jy in Christus sterwe, dan word jou siel opgeëis deur die Here, want dit behoort aan hom. En nou sê ek sluit af met hierdie vers. 1 Tessalonisense 5 vers 23. En mag hy, die God van vrede, julle volkome heilig maak. En mag julle gees, siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. En ek wil dit nou weer sê, net die bloed van die kruis kan jou siel, liggaam, gees, geheel en al onberispelik bewaar. En omdat jy deur die bloed gekom het, kan jy nou jou liggaam as 'n lewende, heilige en aan God 'n welgevalle offer stel. Wat sal jy gee as losprys vir jou siel? Vader, dankie dat U seun gesê, die woorde wat ek spreek is nie myne nie, maar is die Vader se. En ons dankie, Here Jesus, dat U die volle raad van God vir die behoudenis van ons siele aan die mens self kom verkondig. In 4 evangelies. En Here, die mens wat in onkunde wil bly, kan in onkunde bly. Maar o Here, die man en vrou wat uit sy onkunde ontsnap en uitroep vir genade en dat die Here sy siel moet red, sal sekerlik die ewige lewe beerwe en daarin gaan. As hy die raad volg wat die woord self gesê het, saam met U gekruisig te word, te sterwe en die verlossing in U deur die bloed kan kry, die saligheid. Halleluja. En dat die ou mens begrawe kan word, sodat ons kan opstaan in 'n nuwe lewe. Dankie Here. U raad, hierdie groot godsaligheid, o Here, is die volmaakte raadsbesluit van God vir elke mens, dat ons nie nodig het om die ewige dood te sterf nie, maar eerder saam met U te sterwe, vir ewig te lewe. En Here, want verseker is die woord waar, die reg van die wet, die siel wat sondig moet sterwe, sal vir elke mens, Here, eendag bring, daar waar hy nie graag wil gewees het. En dit is in die ewige hel. Gee genade, Here, dat elke siel hierdie wonderlike evangelie sal hoor, en hulle sal bekeer, sodat hulle gered kan word deur die bloed, en die hele wedergeboorteproses deur te gaan, sodat hulle kan lewe saam met Christus. Baie dankie, Here, dat U woord die waarheid is. Die waarheid maak ons vry en ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen.